Vanmôre wil ek sê, herdenk ons sekerlik of die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Nou, dit gaan nie so seer oor Paasvrydag of wat noem hulle dit, wat se Vrydag is dit, Goeie Vrydag, weet nie wat noem hulle dit alles nie. Kyk, ek weet dat Jesus is nie gekruisig op die Vrydag nie. Ons weet dit, as jy bietjie die mooi gekyk, ek sal bietjie eendag vele daar bietjie daaroor gesels met julle, maar omdat die wêreld 'n dag afsonder om agter 'n haas met eiers aan te hardloop, vat ons eintlik daai geleentheid en ons vertel waaroor gaan dit werklik. Wat is werklik die gebeure rondom dit? En dit is dat Jesus Christus gekruisig is, en dat hy begrawe is, en dan weer op die derde dag, die Sondagoggend weer opgestaan het. En dit is wat die woord van die Here vir ons sê in 1 Korintiërs 1 vers 18, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan. Vir ons wie gered word, is dit die krag van God. Jy sien, God se krag is geopenbaar in Christus se volbringde werk aan die kruis. En die kruis, wil ek vir sê, die boodskap van die kruis is baie groter, baie dieper as wat ons ooit kan verstaan en kan begryp. Yes. En maar vanmôre wil ek bietjie met ons praat. Julle kan vir my julle Bybels oopmaak daar, Matteus hoofstuk 26 en ook in Johannes hoofstuk 13. Matteus hoofstuk 26 en ook in Johannes hoofstuk 13. Maar ek wil vanmôre bietjie met ons praat, nie so seer oor die kruisiging van Jesus nie, maar eintlik oor iets wat dit vooraf gegaan het. En 'n baie bekende gedeelte, maar ek dink nie regtig mense besef die betekenis daarvan nie. En ek wil bietjie gaan kyk na die betekenis van dit, en hopelik vanmôre sal dit vir jou 'n dieper perspektief gee of 'n ander waardering gee vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En ek wil met julle ietsie deel wat vir my nogal baie kosbaar is, wat vir my nogal baie beteken. En ek wil vanmôre 'n bietjie met ons gesels oor Jesus se silwer. Oor Jesus se silwer. Nou ons weet Jesus is verkoop vir 30 stukke silwer. Maar ek wil 'n bietjie gaan praat bietjie vanmôre oor daai silwer. En ek wil eers so vir die staanspoor afvra. Is jy al ooit verraai gewees deur iemand naby aan jou? Iemand wat 'n pad saam met jou gestap het. Het sy dit 'n familielid was, het sy dit 'n geliefde was, maar iemand wat regtig naby, close was aan jou. 'n vriend, 'n kennis. En ek dink ons elkeen kan in 'n mate daarmee vereenselwig om te sê, ons weet hoe dit voel om verraai te word, om in die rug gesteek te word, om eintlik sê uitgelewer te word aan die wolwe. Dit maak seer. Dit breek 'n ou. Maar elkeen van ons kan daarom getuig om te sê, ons was nog nooit verraai tot die dood toe nie. Ons was nog nooit verraai tot die dood toe nie. Daar was mense wat dit ook al beleef het. Maar ek kan nie sê iemand het my al verraai tot die dood toe nie. En ek wonder baie male, wat het deur Jesus se gedagtes gegaan? Hoe het hy dit beleef? Hoe het hy dit, ek ben in die tyd van Getsemane het hy bloed gesweet. Hy was daai aand alleen in gevangenskap. Wat het alles deur sy gedagtes gegaan? Baie sulke dinge sit ek baie male oor en dink. Kyk, ek dink wanneer ons in 'n stryd soos dit kom, of in 'n situasie onsself bevind waar iemand ons so te nagekom het,
jou brein is 'n warboel van gedagtes. En dis soos ons sal sê, is 'n rollercoaster van 'n klomp emosies en gevoelens en as jy altyd stap eers 'n myl in 'n ander ou se skoene voordat jy iets kan sê. En ek dink as ons gaan dit nie kan doen nie, maar julle sal verstaan wat ek wil probeer sê. As ons onsself vir 'n oomblik in Jesus se skoene moet plaas, ek wonder of ek en jy dit sal kon dra wat hy beleef het. Ek wonder of ons dit emosioneel sou kon hanteer het soos wat hy dit hanteer het. En dit sê vir ons baie van sy karakter. Van weet jy wat is eintlik ek het dit verlede Sondag het ek dit gepreek, Sondag aand. Het ek gepraat oor Judas, ons sal nog in die week sal ons die preek opsit op YouTube en op WhatsApp en so aan. Maar dit het ek onder andere 'n ding genoem van Judas en ek het gesê Jesus het Judas soveel geleentheid gegee. Hy het geweet en Judas het geweet Jesus weet en hy het geweet. En hy het Judas soveel geleenthede gegee om reg te maak, om van plan te verander. Hy het Judas telke male geleentheid gegee. Ek dink hy sê, hulle vra vir hom, wie sal die verraai? En hy sê, die vir wie ek 'n stukkie brood gaan gee, en hy gee dit voor hulle, gee vir Judas. Hy kyk Judas in sy oë. Judas weet dit, hy weet dit. Judas kon net daar omgedraai en gesê, Here, ek is jammer, ek het 'n stupid ding gedoen. Maar hy het nie. En tog, hoe hanteer Jesus vir Judas? Daai is vir my een van die grootste toonbeeld van genade wat ek in my lewe kan raak sien, is hoe Jesus Judas hanteer het. Hy het hom nie een keer sleg gesê nie, hy het hom nie een keer weggejaag nie, hy het hom nie een keer afgekraak nie, hy het hom nie een keer, inteendeel het Jesus die hele tyd hom geleentheid gegee. Maar ek wil vanmôre nie soos hier daaroor praat nie. Ek wil vanmôre, ons sal wel vir julle daai boodskap uitstuur. Ek wil vanmôre praat oor Jesus se silwer. En ons gaan also saam lees in Matteus hoofstuk 26, daar vanaf vers 6 tot en met vers 16. Matteus 26 vanaf vers 6 tot 16. Hy sê, en toe Jesus in Betania was, in die huis van Simon die Melaatse. Nou, ek wil nog gou net eers hier so stop, want ons gaan nou 'n ander gedeelte ook lees, dan klink dit dalk of dit contradicting is teenoor mekaar, maar laat ek ek sal dit nou vir julle verduidelik wat daar gebeur, as ons die ander gedeelte ook gaan lees. Dan sal ek vir julle mooi uitlei hoe dit gewerk het. Toe Jesus in Betania was, in die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit, terwyl hy aan tafel was. Nou, ek wil gou genoem, hierdie is nie salf wat ons ken soos Izambak, né? Is nie 'n zambaak nie. Hierdie was 'n parfuum. Nou, ek wou dit vanoggend saamgebring het, maar toe het ek dit nou vergeet. En ek is nou so bitter spyt dat ek dit nou nie saamgebring nie. Maar, dat julle kon ruik, hoe ruik dit? Nou, dit is, hulle noem het spikenard. Dit is 'n baie kosbare duur parfuum. En in daai tyd was dit ongelooflike duur parfuum. Vandag nog is dit baie, baie duur. Jy gaan vir so 'n botteltjie, vir so 10 mil, gaan jy amper R800 voor betaal. Dis verskriklik baie duur. En, maar okay, sy kom toe na hom toe, en sy, met 'n albaste fles, met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit, terwyl hy aan tafel was. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig, en sê, waaroor is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Van die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word vir wat sy gedoen het, tot 'n getuienis aan haar. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? En hy het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. Van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Nou, hier kry ons hierdie geleede, nou ons almal sal nou sê, Judas, maar
sien gou hierdie prentjie raak. Sit jou self in daai situasie. Sien hierdie prentjie raak. Jesus sit daar by 'n tafel en julle is nou almal besig om lekker saam te kuier en lekker saam te eet en elke ding. En onthou, die disippels wist nie van wat gebeur. Jesus weet wat met hom gaan gebeur, maar die disippels weet nie, hulle is nie alwetend nie. Hulle weet nie wat gaan kom nie, hulle weet nie wat gaan gebeur nie. En sien jy jouself ook nou hierdie prentjie in, dat hulle het saam met Jesus gewandel. Hulle het gesien hoe hy altyd na die armes omgesien. Hulle sit op die berg, hy voed 5000 mense, terwyl daar nie vir hulle kos was nie. Hy doen goed aan mense, hy help waar hy kan, hy maak siekes gesond, hy doen al hierdie dinge. En nooit het hy iets gedoen uit sy eie, vir sy eie gewin nie. Ek meen, toe hulle die tempelbelastings vra, toe sê hy vir hom, vat 'n vis, gee vir hulle wat sy mond is. Jy verstaan wat ek meen? Hy het nie homself in 'n posisie geplaas waar hy dit gedoen het om iets vir eie gewin te kry nie. Hy het nie sy eie beurs gestop nie. Alhoewel, het Jesus 'n beurs gedra? Ja. Het Jesus geld gehad? Ja, hulle het finansies gehad. Inteendeel, die Bybel sê vir ons, gaan lees daarso, die Maria Magdalena, onder andere een van hulle, van Magdala. Sy was 'n baie ryk vrou gewees. Sy het Jesus eintlik gedien met, die Bybel sê, hulle het Jesus gedien met hulle besittings, met wat hulle het. Hulle het finansiëel sy bediening geondersteun. So, die geld was daar. En Judas, interessant, was in beheer van die beursie. En Jesus het geweet wat Judas gaan doen. En Judas het geld gesteel. Die Bybel sê dit vir ons, Judas was 'n dief. Hy het baie keer homself maar daar gehelp in die beursie. Jesus het nooit die beursie van hom weggevat nie. Jesus het nooit enigsins om gekataser daaroor nie. En hy het geweet. En nou kom hulle, sien hierdie prentjie, hier sit hulle nou hier aan die tafel. Hier kom 'n vrou in, ewe skielik. Ons weet dit is Maria. Die ander gedeelte gaan dit nou vir ons sê, ons gaan dit nou lees. Sy vat daai parfuum, wat so duur is, en in die ander gedeelte, hier sê nou albaste fles, maar in die ander gedeelte van Johannes wat ons gaan lees, kom ons lees gaan daai van Johannes. Dan gaan julle sien Johannes hoofstuk 13, dat julle net die volle prentjie kan kry, want anders gaan ons dalk 'n bietjie, gaan ek julle dalk die mekaar praat. Maar laat ek dit gou vir julle verduidelik. Johannes 13. En ons gaan daar lees vanaf vers 2. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om te verraai. So sien jy alreeds tydens die maal, Judas het al vooraf dit al begin oorweeg om Jesus te verraai. Hy het dit 'n rede gesoek. Het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en van sy boklere uitgetrek, het doek geneem en het hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afgedroog met die doek wat hy omgehad het. Kom ons stop net eers gou daar. Nou kom ons gaan nou terug na hierdie gedeelte toe. Wat gebeur nou hier? Sien gou hierdie prentjie. Hierdie vrou kom in, sy vat daai parfuum, sy gooi dit op Jesus se kop uit, sy gooi dit op sy voete uit. En die disippels is heeltemal, vir wat doen sy dit? Jesus kom en hy gaan doen eintlik dieselfde aan die disippels om vir hulle 'n les te leer, om vir hulle iets te wys. Maar, let nou op wat gebeur hierso. Almal is verontwaardig. Hoekom doen sy dit? Is hierdie vrou van haar sinne beroof? Hoe kan sy sulke duur parfuum vat en net oor sy kop en oor sy voete gooi? Daai parfuum kon ons op 'n beter manier toegepas. Ek meen, hoekom bestraf Jesus haar nie? Want Jesus, wie hy was, kom ons nou al gesê het, hey, wow, stop, moenie dit mors nie. Ons kan meer met dit doen as wat jy nou doen. As jy dit regtig vir die Here wil offer, as jy dit regtig vir my wil offer, ons kan dit beter toepas. Ons kan dit beter bestuur. Ons kan daai parfuum vat en ons kan dit gaan verkoop en ons kan baie geld daarvoor kry. Want net om vir julle 'n idee te gee, daai parfuum se prys was 'n hele jaar se salaris gewees. Die Bybel sê sy het 'n pond egte nardussalf, nardus parfuum gevat. 'n pond, dis 'n halwe kilogram. As jy vir 10 milliliter amper R800 betaal, wat dink jy betaal jy vir 'n pond? Dis in vandag se tyd, nie as in daai tyd nie. Daai tyd was dit nog duurder. Dit was 'n hele jaar se salaris, basically.
wat sy net so oopmaak, gooi sy hoop in sy voete. Kom ons wees nou eerlik. 'n Mens sou nogal daarna gekyk het en gesê het, sure, okay. Wat 'n verkwisting is dit? Neem jy regtig dan in daai perspektief die disippels kwaadlik oor wat hulle gesê het? Nee. Want vat jou kind. Imagine jou kind doen dit. Jy gaan nie baie happy wees met hulle nie. En dis presies die hele perspektief hierso. Sien dit nou vanuit hulle perspektief uit. Maar ons kon dit beter gedoen het. Maar die een wat dit eintlik sê is Judas. Want hoekom? Jene, ek kom van daai geld gevat en ek kom 'n bietjie iets beters gedoen het daarmee. Ek kom bietjie myself ook bietjie verryk hier daardeur. Maar Jesus antwoord hulle dat sy iets kosbaar gedoen het vir hom. Wat hulle nie nou verstaan nie. En hy sê van 'n pertinent, sy het dit gedoen met die oog op my begrafnis. Weet jy, dit is my interessant. Hy sê sy het dit gedoen met die oog op my begrafnis. Het jy al agtergekom as iemand oorlede is? En is by 'n persoon se begrafnis. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie, maar ek het dit al baie beleef. Ek sien dit eintlik met elke begrafnis wat ek al gedoen het, maar ek het al baie begrafnisse gedoen in my lewe. Dan wil die mense die beste doen wat hulle nog gedoen het vir daai persoon. Hoekom wil hulle eers die beste doen vir iemand as hulle dood is? Terwyl hy persoon, dis soos, ek gaan 'n voorbeeld vir nou die dag, is daar 'n begrafnis van een daar, wat ek gesien het daar, in een van die townships. Waar is jou dood? Nee, van hongerte. Maar die dag, daai middag toe hy dood is van hongerte, toe word al 2 beeste geslag en daar word pap gemaak en daar word allerlei goeders. Wat baat hy nou daarby? Hoekom wil ons altyd eers die beste doen vir iemand as hulle dood is? Ja, het waardeer mekaar in die lewe. En dis eintlik wat Jesus vir hulle sê. Sy het dit gedoen met die oog op my begrafnis. Want sy sien iets raak wat julle nie raak sien nie. Sy besef iets wat julle nie besef nie. En net hierna sien ons, hier gaan Judas na die owerpriesters. En hy gaan, en beste van hulle het hom nie genader nie. Hy gaan na hulle toe. En hoor dat hy vir hulle vra, wat sal julle my gee? So hy sê vir julle maak die prys. Julle maak die prys. Wat sal julle my gee? Nou onthou nou, daai parfuum was 'n jaar se salaris. Vir daai vrou was dit 10-1 haar hele nalatenskap, haar erfporsie, ja, dit was haar vaste belegging, dit was haar polis, dit was haar, daai ding moes vir haar gesorg het vir die res van haar lewe. En nie gooi sy dit op sy kop en op sy voet uit. Judas kom by die fariseërs, by die owerpriesters, wat sal julle my gee? En hulle tel vir hom 30 stukke silwer uit. 30 stukke silwer. Nou, daai tyd, ek gaan nie vir julle kan sê die gewig van die silwer nie, maar dit was nie soos vandag in ons, dit was nie 30 ons nie, dit was meer soos, ek wil sê, as ek randwaarde daarby kan heg, sal dit so plus minus so 15.000 rand gewees het, met die huidige silwerprys, wat baie hoog is. Dis wat hulle vir hom gee. So, aan die een kant sien ons 'n vrou wat Jesus vereer en geen koste ontsien nie. Sy gee letterlik haar hele lewensonderhoud. En aan die ander kant sien ons, na hierdie vrou gee alles wat sy het. Aan die ander kant sien ons 'n man wat almal reken hy is gered, almal reken hy is geregverdig,
Hy het geen behoefte om gered te word nie, want hy stap ons saam met Jesus. En hier beplan hy 'n ding teen Jesus, en hy kry 30 stukke silwer, en hy is tevrede daarmee. Maar kom ons gaan kyk gou 'n bietjie, wat doen Jesus toe? Nou gaan ons weer terug na Johannes 13 toe. Net daarna het hulle die Pasga gevier. En kyk hier so in Johannes 13, julle gaan nou sien, want dan gaan ek met die storie volg net bietjie mooi, ek skep nou eers vir julle die scenario. Gedurende die maaltyd, dan sê, die duiwel het al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om te verraai. So, hy het al daar, toe sy Jesus se voete gesalf het Judas al homself, wil ek sê, losgemaak van Jesus, en hom begin verag. As gevolg van die feit dat sy aan Jesus daai salf gegee het, daai parfuum gegee het. En sy het sy voete gewas en sy hoof gewas met daai parfuum. En wat doen Jesus? Jesus gee weer eens vir hulle geleentheid. En onder andere vir Judas ook. Hy sit aan die tafel. Hy eet saam met hulle. En hy contemplate, wat gaan ek doen? Hy beplan hierdie ding van Jesus. En kyk wat doen Jesus. Vers 3, het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en hom toe heen gaan, van die maaltyd opstaan en sy boklere uittrek, 'n gedoek geneem en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy doen presies dieselfde aan Judas. Al verskil is nou net, hy gebruik dit nie parfuum nie, maar ek meen, dit was ongehoord van Jesus, wat in hulle oë, hulle meester was, hulle rabbi was, om sy voete te was. Dit was eintlik 'n huge ding wat hy gedoen het. Toe kom Simon Petrus en sê vir hom, Here, gaan nie my voete was? En Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Hy sê van Petrus, maar nie jy worry nie, jy weet nie hoekom ek dit doen nie. Weet jy hoekom het Jesus dit gedoen? Vir wie het hy dit gedoen? Vir Judas. Want dit was die ding gewees wat Judas gepush het, om hom te gaan verraai. En Petrus kom en sê, Here, jy gaan my voet was, hy sê, wat ek doen verstaan jy nie, Petrus. Moenie jy daaroor raai. Weet jy wat is vir uniek van Jesus? Hy het nie een keer Judas openbaar uitgehaal nie. Hy het hom nie sleg gesê verneder, hy het hom nie bekend gemaak teenoor die ander disippels nie. Want hoe dink julle sou al die disippels opgetree teenoor Judas as hulle dit geweet het? Jesus maak Judas se rug toe. Weer eens. Hy probeer hom herstel, sonder die ander het eers besef. Simon Petrus sê vir hom, Here, net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, julle is rein, maar nie almal nie. Kyk, hy sê dit. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle almal nie, ek weet wie ek uitverkies het, maar as die skrif vervul sou word, hy wat saam met my die brood eet, het sy hagskeen teen my opgelig. So hy praat die hele tyd van Judas. Kan jy hoor, hy praat die hele tyd van Judas. En Judas weet Jesus praat van hom. Hy gee die hele tyd vir Judas geleentheid. Judas, jy kan dit verander. In vers 9, vanaf sê ek het aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is. Voorwaar ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. Wie my ontvang hom wat my gestuur het. Toe Jesus dit gesê het, het hy van in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Nou hy sien, Judas doen niks.
Nou begin hy al harder en al duideliker met Judas te praat. En die disciples na mekaar begin kyk en twyfel omtrent die een van wie hy sê, kan jy sê, hulle het nie eens geweet dat Judas was nie. En die een van sy disciples, hy wie Jesus lief gehad het, het aan die tafel in die bors van Jesus gelê, dis Johannes, né? Simon Petrus knink toe vir hom dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. Toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. Ek weet hoe duideliker wil dit hê. Hy praat die hele tyd, Judas weet dit, hy weet dit. Nou wys dit ooplik vir hom, hy druk dit in, hy gee dit vir Judas. Toe Judas hy brood val, hy kyk hom in sy oë en hy gee dit vir hom. Judas weet dit, hy weet dit. Die disciples wist van niks. Dan kyk eens wat sê hy, maar waarom hy dit vir hom gesê het, niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig is vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Waartoe het hy gegaan? Hy was na die owerpriesters toe. Hier kom Jesus. Hulle sit aan tafel in Betanië. Sy gooi die parfuum op sy voete. Judas sien dit, hulle almal is verontwaardig, maar Judas is die een wat 'n veragting kry daaroor. Hulle kom by die laaste Pasga, die aand wat hulle nou saam eet. Jesus was sy voete. Hy doen ook aan Judas. Vir daai vrou en hy sê vir Judas, moenie laat hierdie ding jou van my verag nie. Judas luister nog steeds nie. Hy sê vir Judas, die duiwel is besig om jou te gebruik. Hy gee die brood in sy hande. In die ander gedeelte sê hy, Jesus het hom gesê, wat jy doen, doen dit gou. Want dis het baas wat Jesus hom sê, wel, jy wil nou nie. Gaan doen wat jy moet doen. En Judas het geloop. Hy is na die owerpriesters toe. En wat sê hy vir hulle? Hy vra nie 'n prys nie. Wat sal julle my gee? Hy was so afgesit gewees deur daai offer van daai vrou. Deur dit wat sy gegee het vir Jesus. Hy was so afgesit daaroor, dat sy Jesus so waardevol geag het. En dis nou die kruks wat ek hierso sê. Hy gaan na die owerpriesters toe en hy vra vir hulle. Nou net, as jy ander gedeeltes van die Bybel gaan lees, gaan jy sien, die owerpriesters het 'n rede gesoek, of het 'n plan gesoek, hoe om Jesus gevange te neem. Maar hulle het nie geweet hoe nie. Want net toe Jesus in Jerusalem ingekom het, het die mense hom verwelkom met palmtakke en al die tipe dinge. En hulle was bang geweest, as hulle Jesus nie openbaar sou arresteer, dan sou die volk teen hulle in opstand gekom het. En gesê, wel, julle is nou bang vir hom, en hy gaan nou kom, en hy kom teen julle establishment, jy weet, en al die tipe goed. So het was 'n bietjie polities gedrewe ook. Maar hier kom Judas. Dit was die perfekte ding wat vir hulle kon gebeur. Uit homself uit kom hy na hulle toe. Wat sal julle my gee? Wow, dis 'n jackpot. Want as ons Judas kan kry om Jesus aan ons uit te lewer, wat gaan die mense sê? Wow, as een van sy disippels hom moes verraai het, dan moes daar iets fout gewees het. Miskien is die priesters reg. Miskien, jy sien, die volk sou dan nie in opstand gekom het nie. Perfekte geleentheid. Nou, mense sou dink, hulle sou nou vir Judas baie aanbied. Maar die feit dat Judas na hulle toe kom, sê vir hulle ook, weet jy wat? Ons kan eintlik vir hom wys, wat is Jesus werd? En hulle gee vir hom 30 stukke silwer. Nou daar's nog 2 plekke in die Bybel waar gepraat word van 30 stukke silwer. Nou ek wil hê ons moet gou 'n bietjie daarna gaan kyk. Maak jou Bybel oop in die Ou Testament in die boek van Sagaria. Dis net so voor Maleagi, in die Ou Testament. Maleagi is die laaste boek van die Ou Testament, so is net voor dit, né? So aan die einde van die Ou Testament, die boek van Sagaria. In Sagaria hoofstuk 11.
Nou Sagaria was 'n profeet van die Here, maar die Here sê toe vir Sagaria, dis nou voor Jesus. Hy sê vir Sagaria, hy moet aan Israel iets demonstreer. Hy moet vir hulle 'n demonstrasie gee. Hy moet vir hulle basies soos 'n toneel opvoer. Hy moet vir hulle iets wys. Hy moet vir hulle fisies iets wys. En Sagaria doen toe 'n spesifieke ding. En die Here, dan moet jy onthou gegaan as jy gaan kyk na Israel. Israel het die hele tyd verval in afgodediens. Hulle het die hele tyd weggeval van die Here af. En inteendeel, weet ons, hulle het Jesus verwerp. Hulle verwerp hom tot vandag toe. En hulle het afgedwaal van God af. En die Here het vir hulle belofte gegee en vir hulle gesê dat hy vir hulle 'n Messias gaan stuur, dat hy gaan hulle Messias vir hulle stuur, hulle redder stuur, maar hulle wou nie vir Jesus gehad het nie. Maar Sagaria beeld nou iets uit hierso. En kyk wat gebeur in Sagaria hoofstuk 11. Let nou baie mooi op wat hier gebeur. So sê die Here my God, daar's in vers 4, Sagaria 11 vanaf vers 4. So sê die Here my God. So dis die opdrag wat die Here vir Sagaria gegee het. Wees herder van die slagskape. Hulle kopers maak hulle dood sonder om skuldig te voel. Hulle verkopers sê geloof sy die Here, ek word ryk. En hulle herders het geen medelee met hulle nie. So wat sê hierso? Sagaria, jy moet nou 'n herder oor my skape wees. Want die herders wat oor hulle is, hulle worry nie oor hierdie skape nie. Hulle slag hulle verkoop hulle doen allerlei dinge. Hulle word ryk en die skape lê daaronder. Vers 6. Want ek sal met die inwoners van die land geen medelee meer hê nie, spreek die Here. Maar kyk, ek gaan die mense oorlewer, elkeen in die hand van sy naaste en in die hand van sy koning, en hulle sal die land verwoes en ek sal uit hulle hand nie red nie. So hier sê die Here, dit is 'n oordeel wat hy nou spreek oor Israel. Kyk vers 7. En ek het die slagskape, waarlik elendige skape, opgepas. Hier kom, nou sê Sagaria, ek het hierdie skape, wragtige elendige skape. Dis ook 'n klomp patetiese skape hierdie, het hy eintlik gesê. Useless skape. Het ek nou opgepas. En ek het vir my 2 stawwe geneem. Die een het ek genoem lieflikheid en die ander het ek genoem samebinding. En ek het die skape opgepas. En ek het die 3 herders in 1 maand vernietig. So daai 3 herders wat oor hulle aangestel was. Wat weet wat hulle ons so verkoop het te goeders. Toe het my siel ongeduldig geword oor hulle, terwyl hulle siel ook van my afkerig geword het. So nou hierdie skape lyk nie dat hy nou daai herders nou uitgehaal het nie. Hulle lyk dit nie. So die skape wou daai ander herders gehaat het. Hulle het hom nie gesoek nie as 'n herder nie. Daarop het ek gesê, vers 9, ek wil julle nie meer oppas nie. Wat sterwend is, laat sterwe, en wat verlore gaan, laat verlore wees. En laat die wat oorbly mekaar se vleis verslind. So hy sê, wel, nou gee ek julle maar oor aan julle self. Toe het ek my staf lieflikheid geneem en het verbreek, om my verbond wat ek met die ander volke gesluit het te verbreek. En dit is op die dag verbreek. En so die ellendiges onder die skape wat op my ag gegee het bemerk, dat dit 'n woord van die Here was. Daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, kyk nou hier, gee dan my loon. So nou kom hy by die eienaars van die skape, en hy sê, gee vir my loon. En so nie, laat dit dan staan. As jy my dan nie wil betaal nie, laat dit dan so wees. Toe het hulle my loon afgeweeg. 30 sikkel silwer. So hulle sê vir hom, 30 sikkel silwer. Dis wat die werd, Sagaria, dis die werd, daar skaap wat jy vir op, dis wat jy vir my werd. Dis wat jy vir ons werd was. 30 sikkel silwer. Daarom sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker. Die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. So dis bietjie sarkasties. Hy sê sarkasties, wow, wat 'n salaris. Vir daai goed waarmee jy moes opgeskeep gesit het, maar hy het dan geskap, wow, wat 'n groot salaris. Gaan gooi dit vir die pottebakker. En ek het die 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Toe het ek my tweede staf samebinding verbreek, om die broederskap tussen Juda en Israel te verbreek. Nou weet ons, nou Sagaria word 'n 30 stukke silwer betaal, want nadat hy as herder gewerk het, nee. En
wat gebeur toe nou hierso? Hy sê vir hom, vat die loon, daai salaris, en Sagaria spot nogal, en die Here spot nogal, hy sê, wow, wat se salaris is dit nie? So, wow, Sagaria, wat het hulle eintlik van jou gedink, om vir jou 30 sikkel silwer te gee? Wow. Gaan gooi dit vir die pottebakker. Nou, wat het Judas gedoen, nadat hy Jesus verloon het en hy die geld ontvang het? Wat het hy gedoen? Hy het die geld teruggevat na die priesters toe, na die tempel toe. Toe sê hulle, nee, ons kan nie hy geld terug sit in die tempel, in die skatkiste, want dit is bloedgeld. Nee, kom ons koop die grond van die pottebakker. Kan jy sien dat Sagaria se profesie het gegaan oor Jesus? Nou kyk nou hierso. Hy onderhandel met hulle oor wat hulle hom sal gee. Wat sal julle my gee? Hulle gee vir hom 30 stukke silwer. Nou wat beteken daai 30 stukke silwer? Maak gou vir my 'n bietjie oop. Kom ons gaan terug reg aan die begin, Exodus. Kom ons gaan na Exodus toe. Daar in Exodus hoofstuk 21. Want wat beteken daai 30 sikkel silwer? Hoekom is dit so laag gewaardeer? Hoekom word dit so verag? Hoekom is 30 stukke silwer so min gewees? Wat het dit beteken? Daar moet tog 'n betekenis aan wees. Exodus 21 vers 32. Hoor wat sê daar? Exodus 21 vers 32. As 'n bees 'n slaaf of 'n slavin stoot, beteken as 'n bees 'n slaaf of 'n slavin doodmaak, soos in stampe of op hulle trap hulle gaan dood, moet hy aan hulle heer 30 sikkel silwer gee en die bees moet gestenig word. So daar was 'n wet gewees in die Mosaïtiese wet wat God ingesit het om te sê as 'n bees 'n slaaf doodmaak, dan moet die eienaar van daai bees moet dan basies vir die slaaf se eienaar 30 sikkel silwer gee. En daai silwer was basies die slaaf se waarde gewees. Dis wat 'n slaaf se lewe werd was. En daai 30 sikkel silwer was net genoeg om vir sy begrafnis te betaal. So wat was die lewe van daai slaaf eintlik dan werd? Niks. Die sikkel silwer was maar net om vir sy begrafnis te betaal. En 30 sikkel silwer was die prys van Jesus. Blaai gou vir my na Filippense toe, in die Nuwe Testament. Filippense hoofstuk 2. En wat interessant is, nadat Judas die geld teruggevat het, kyk gegiese, nadat Judas die geld teruggevat het vir die priesters, wat het hy gedoen? Hy het homself gaan hang. Die os, wat 'n slaaf trap, moet doodgemaak word. Judas het Jesus oorgelewer. Wat het met hom gebeur? Hy het gesterf. Die woord van die Here het so baie betekenis. Die Fariseërs het Judas basies, toe hulle vir Judas daai 30 stukke silwer gee, toe sê hulle eintlik vir Judas, Jesus is 'n slaweloon werd. Want hy vra, wat sal julle my gee? Hulle sê vir hom, ons sal jy die prys van 'n slaaf gee. Maak hom ons slaaf. Ons sal hom koop vir jou met 'n slaweloon. So, en nadat hulle hom betaal het, wat was die doel daarvan gewees? Dan moet hy, as hy dood is. So, jy moet hom oorleef. So, wat sê hy vir Judas? En dan, toe hy die geld teruggooi, toe sê hulle vir hom, nee, ons kan die geld neem, jy moet toesien. Ja, dit is op jou. So, wat sê hulle eintlik vir hom? Nee, jy moet sorg maar dat hy doodgaan. Nee, dit is jou probleem. Hy is 'n slaaf, ons het hom betaal. So jy kan met hom maak wat jy wil.
Ja? So in hulle oë was Jesus eintlik waardeloos. In hulle oë was Jesus eintlik maar net 'n slaaf. Eienaar van 'n slaaf was gelukkig 'n ryk man. Hy het daai slaaf gemis nie. Hy sou net ander slawe gekoop het om daai net te vervang. Hulle sê eintlik vir Judas, hy beteken nie vir ons veel nie. En Judas sê maar basies presies dieselfde van Jesus. Filippense hoofstuk 2. Hoor nou hier, so hierdie is nogal awesome. Vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan die mense gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt. Nou daai woordjie diensknegt in die Grieks is die woord doulos. En dit beteken slaaf. Hulle het hom vertaal in ons Bybel as 'n diensknegt, maar is eintlik 'n slaaf. Hy het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur die gehoorsaam te word tot die dood, ja, tot die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat elke naam is. So die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Hy was nederig geweest. Jesus was nederig geweest om die gestalte van 'n slaaf aan te neem, die reputasie van 'n slaaf aan te neem, die betaling van 'n slaaf aan te neem. En omdat hy die betaling van 'n slaaf ontvang het, moes hy sterf. Want daai betaling was gegee vir 'n slaaf se lewe. Maar Jesus word 'n slaaf, sodat ek en jy nie 'n slaaf hoef te wees nie. Ek en jy was 'n slaaf van sonde. Ek en jy was 'n slaaf van ongeregtigheid. En Jesus word 'n slaaf om my en jou vry te koop. Die 30 sikkel silwer wat eintlik bedoel was vir my en vir jou, het hy gevat. En hy het 'n slaaf vir ons geword. Hy was geminag, hy was waardeloos geag. Hoekom? Hy het gekoop wat ek en jy nie kon bekostig om te koop nie. Ek en jy kon nie bekostig om ons vryheid te koop nie. 'n Slaaf kon homself nie loskoop nie. Ek en jy was slawe. Maar omdat hy 'n slaaf geword het, het ek en jy vrygegaan. Judas verkoop Jesus as 'n slaaf, sodat ek en jy die waardevolste geskenk kan ontvang, die vergifnis van ons sonde, die vrymaking van slawerny. Geen wonder die vrou wat die parfuum gebring het Jesus se hoof en voete gesalf nie. Het haar beste oor hom uitgestort, 'n jaar se loon, 'n jaar se salaris. Want sy het besef wat die waarde is van Jesus se begrafnis. Sy het die waarde besef. En daarom sê Jesus, wat sy doen, begryp julle nie, maar sy het dit gedoen met die oog op my begrafnis. Sy besef wat ek werd is. Want ek het haar vrygemaak. En sy kon dit niks, sy kon dit nie uit haarself uit verdien het nie. Daarom het sy haar beste vir my geoffer.
En die vraag wat ons eintlik van onsself moet vra is, wat is Jesus vir my en vir jou werd? Ek praat nie oor finansies nie, ek praat van, wat is Jesus vir my en vir jou werd? Is Jesus regtig vir jou so baie werd, of is Jesus vir jou ook maar net 'n slaweloon werd? Jy sien, baie mense wil slawe bly. Hulle wil slawe bly in hulle sonde. Hulle wil slawe bly in hulle ongeregtigheid. Hulle wil slawe bly in hulle ou lewe. En daai ding wat hulle gaan verwoes op die einde van die dag. Dit het Judas se lewe gekos. Daai vrou het gekom en sy het haar beste na Jesus te gebring, want sy het besef waarvan af hy haar vrygemaak het. En weet jy wat is die hartseerste van alles? Weet jy wat het Judas gekry toe hy Jesus verraai het? Hy het nie eens die silwer gekry nie. Hy het die silwer gevat en hy het vir die priesters gaan teruggooi. Maar toe hy Jesus verraai in die tuin, toe kom hy na hom toe en hy sê vir hom, wees gegroet Rabbi, en hy soen hom. Al wat Judas gehad het vir sy verraad was 'n soen. Hy het sy lewe verloor. Hy het die os laat doodmaak, omdat hy die slaaf getrap het. En al wat hy os oor gehad het, was 'n soen. Hy het Jesus verloon vir 'n soen. Daarom sê Jesus vir hom, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Eintlik vir 'n soen. Is ek vir jou soveel werd? Sien, alles wat hy gesê het 'n betekenis gehad. Maar dan is nog 'n vers, en dis waarmee ek wil afsluit vanmôre. Psalm hoofstuk 2. Psalm hoofstuk 2. En ek wil vir jou vanmôre vra, wat is Jesus vir jou werd? Wat is Jesus vir jou werd? Weet jy, en interessant, hierdie Psalm sê die volgende woorde. Hy sê die volgende woorde, Psalm hoofstuk 2, vers 12. Hoor wat hy sê, kus die seun, dat hy nie toornig word, en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Wat bedoel hy daarby? Kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Wat sê hy? Jy het die offer van Jesus nodig. Judas het Jesus verloon met 'n soen. Hy het hom verraai met 'n soen. Daarvoor is Jesus kruis toe. Ek en jy die kruis van Jesus nodig. Ek en jy moenie Jesus soen met verraad nie, maar met aangrype, met waardering. Ek en jy moet ons geloof plaas in sy volbringde werk. Hoekom? Sodat hy nie toornig word en ons op die weg vergaan nie. Daar is slegs een manier van redding. Jesus Christus. Hy het 'n slaaf geword, sodat ek en jy vry kan wees. 30 stukke silwer was vir hom uitgeweeg. 'n Slaweloon. Sodat ek en jy die prys van die ewige lewe, die parfuum van die lewe, kan beerwe. Wat is Jesus vir jou werd? Is hy vir jou ook 'n slaweloon werd? Dat jy wil vasbly in jou sonde, dat jy wil vasbly in jou gebondenheid, dat jy wil vasbly in jou verslawings, dat jy wil vasbly in daar waar jy is, dat jy wil vasbly in jou probleme, in jou issues, in jou verlede.
of gaan jy hom aangryp om vry te kom? Kus die seun, dat hy nie toornig word en jy op die weg vergaan nie. En dit is hoekom ons ook vanmôre gaan deel in die nagmaal. Wat interessant was ook, dat Jesus vat die brood, en hy gee dit ook aan Judas. Hy gee die brood aan Judas. Toe hy die nagmaal ingestel het, was Judas ook daar gewees. Judas het ook die brood geneem. Judas het ook die beker geneem. Maar ek wil hê jy moet 'n bietjie mooi luister wat Jesus hierso sê. Daar in 1 Korintiërs hoofstuk 11, daar vanaf vers 23, skryf die apostel Paulus, en hy skryf die volgende woorde: Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem is. En nadat hy gedank het, dankie hom, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Judas sit aan hy tafel. Hy is die een wat verantwoordelik gaan wees om Jesus oor te lewer. Hier wys Jesus dit weer eens vir hom. En hy neem ook die beker. En hy neem ook die brood. Maar dan gaan hy verder, hy sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Wat is daai onwaardigheid? Beteken nie, hulle almal moes volmaak gewees het nie. Daai onwaardigheid, dat die een van ons is waardig nie, nie een van ons kan sê ons is waardig, maar Judas het die liggaam van Christus nie geonderskei nie. Hy het Jesus gesien as 'n slaaf. Vir hom was Jesus net 'n slaaf. Niks werd. Vir hom het Jesus geen betekenis meer en doel meer gehad nie. Wat sal julle my gee vir hom? En hy was tevrede met 30 stukke silwer. Hy was tevrede daarmee. Dis daarom iets. Dis meer as wat hy werd is. Dit was sy mentaliteit. Dit was sy mentaliteit. Vandag is daar baie wat ook daai mentaliteit het. Hulle lewe getuig ook maar dan, man, dis meer as wat hy werd is. Wat is Jesus vir jou werd? Wat is Jesus vir jou werd? Is Jesus vir jou werd om te breek met jou ongeregtigheid? Is Jesus vir jou werd om jou lewe aan hom toe te wy? Is Jesus vir jou werd om te breek met jou sonde en jou ongeregtigheid? Is Jesus vir jou werd om ander vry te spreek en te vergewe? Is Jesus vir jou werd om los te kom van die verlede? Wat is hy vir jou werd? Jy sien, wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, sê hy, eet en drink, dat sal skuldig wees in die liggaam en die bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En dan sê hy, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Jy sien, Judas het nie die liggaam van die Here onderskei, hy het geminag. En wat het met hom gebeur? Hy het die prys van die os betaal. En nou wil ek vanmôre vir jou vra, wat doen jy
Lewer jy Jesus ook oor vir 30 stukke silwer? Kompromeer jy ook met die wêreld? Minag jy ook Jesus so min, dat die wêreld vir jou meer beteken as Jesus? Die prys was nie goedkoop nie. Die prys was nie 30 sukkel silwer nie. Jy sien daai vrou, weet jy wat kom nou by my op? Saggeus. Toe hy by die Here uitgekom het. Kyk sy verandering. Daai vrou bring haar beste na die Here toe. Want Jesus het haar verander. Jesus het haar vrygemaak. Jesus het haar nuut gemaak. En wat sê sy vir hom? Here, vir u wil ek my beste lewe leef. Ek wil vir u leef. Ek wil 'n getuieskrif wees van u. En die Here sê, dit wat sy aan my gedoen het, sal opgeteken word en sal vertel word tot 'n getuienis vir haar. En raai wat? Dit staan in jou Bybel. En elke gelowige of elke persoon wat al die Bybel in die geskiedenis gelees het gelees van haar. Amen. Maar Judas is ook opgeteken. En Judas se offer is ook opgeteken. Vir haar was Jesus soveel werd, dat sy het nie eers, as ons nou materialisties kan praat, die waarde van daai salf eers raak gesien nie. Because Jesus to her was priceless. Sy sou alles prys gee, net uit dankbaarheid waarvan hy haar verlos het. Dis ware bekering. Dis ware bekering. Wat ek alles, dis wat Paulus sê, ek het alles as drek beskou. En ek hardloop die oog gefestig op Jesus. Jy het vanmôre die keuse, wat is Jesus vir jou werd? En as ons vanmôre deel in die nagmaal, wil ek vir jou vra, daar waar jy sit, net in stille gebed, is 'n saak tussen jou en die Here. Vat daai stukkie in jou hand, in die glasie in jou hand, kyk daarna. Jesus sê, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. Dit is my bloed wat vir jou gestort is. Die prys is betaal, 30 sukkel silwer. Wat is ek vir jou werd? As jy vanmôre sê, ek wil die wêreld dien. Ek minag Jesus. Ek wil hom nie hê nie. Ek wil nie my lewe vir hom gee nie. Hy beteken vir my niks. Hy is my waardeloos. Ek stel nie belang in hom nie. Ek wil vir jou nou sê, maak 'n keuse, sit dit neer, draai hom, stap weg. Dit klink kras wat ek nou sê. Maar as Jesus vir jou alles is, Here, u is die brood van die lewe. Here, u is my vergifnis, u is my reiniging, u is my genesing, Here, u is. Dan wil ek vir jou sê vanmôre, as hy vir jou alles geword het, dan sal hy ook vir jou alles wees. Vader, ons wil u dank vanmôre, dat ons as gemeente vanmôre kan herdenk wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Here, daai offer is groter as wat ons ooit kan besef. En dis wat die woord sê, die woord van die kruis is dwaasheid vir die wie verlore gaan. Maar vir ons wie gered word, is dit die krag van God. Here, die waarde daarvan kan nie bepaal word nie. En daarom wil ek vanmôre kom en ek wil u dank en ek wil u loof, dat ons vanmôre hieraan kan deel. Here, u is ons alles. Ons dank u dat ons vanmôre kan deel en net kan terugdink aan wat u vir ons gedoen het aan die houtkruis van Golgotha. Dat u daardie aand verraai is, Here, dat u daai pyn, daai verraad deurgegaan het. Die volgende dag die kruis gedra het, Here, u uitmekaar uitgeslaan is vir ons ongeregtighede. Die wêreld het u as 'n slaaf beskou. Maar Here, vir ons is u die redder, die verlosser, die koning, die saligmaker. En ons gee aan u al die lof wat u toekom. Kom ons as gemeente eet en drink vanmôre saam.
Dankie Here dat ons vanmôre ook kon deel aan hierdie. En dankie Here dat U bloed vir ons gestort het. Vader, mag hierdie tyd waarin ons ingaan, Here, mag dit 'n tyd wees van diepe selfondersoek. Here, mag dit 'n tyd wees wat ons harte gaan deursoek. En Here, dat ons ook vir onsself die vraag gaan vra, wat is Jesus vir my werd? En Here, mag dit 'n verandering in ons lewe bring. Mag dit ons 'n ander perspektief gee. Here, dat ons U nie wil uitverkoop vir 30 stukke silwer nie. Want ja, Here, daai sonde en ongeregtigheid, daai dinge waarmee ons wil breek, dit is ons 30 stukke silwer. Maar Here, dat ons eerder na U toe sal draai en aan U ons lewe offer, dat dit 'n welriekende geur voor U aangesig sal wees, net soos daai nardusparfuum. En Here, daarom wil ek U vanmôre dank, dat U U lewe vir ons gegee het. Here, dat U ons vrygekoop het, van ons sonde en ons ongeregtigheid. Daarom wil ek ook vra, Heilige Gees, seën vanmôre hierdie woord in ons harte, en maak hierdie woord lewend in ons harte. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen.